Hartlike goeiemôre almal. Good morning. Good morning. Good morning. Ek is opgewonde oor wat die Here vanoggend gaan doen. Amen. Is jy opgewonde? Amen. Kyk, ek weet wanneer die dinge begin verkeerd gaan en jy identifiseer die vyand, dan weet ek hy's nie baie happy oor wat ek op Sondagoggend gaan preek nie. So is julle gereed. Dit wat die Here gaan kom doen. Amen. Ja, sê. Nou ja, toe, kom ons bid saam. Vader, ons loof U vanmôre, Here, ons eer U, want U is waardig om geloof en geprys en geëer te word, Here. Dankie vir U liefde, ons dankie vir U goedheid, Here. Ons dankie vir U grootheid. En Vader, dankie dat ons vanmôre in U sterkte kan kom, Here. Vader, dankie dat ons kan weet dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. U is ons oorwinning, Here. U het reeds vir ons die oorwinning behaal, Here. Vader, daarom kom ons vanmôre net in hierdie wete en in U teenwoordigheid in. En Heilige Gees, ons dankie dat U hierdie plek vanmôre net kom vul, Here, met U soete teenwoordigheid, Here, met U gemanifesteerde teenwoordigheid, Here. Father, we just want to submit ourselves unto You. Ons wil onsself net vanmôre ondergeskik stel aan U, Here. We want to recognize You as the King of Kings and the Lord of Lords. We want to recognize You as God. We want to adore You this morning, Father. We want to just love You. We just want to lift our hands on high and say, God, You are worthy this morning. U is waardig vanmôre, Here. En daarom loof ons U en daarom eer ons U. Ons dankie vir hierdie plek wat U net vanmôre kom volmaak, Here. Vader, dankie vir elke persoon in hierdie plek, Here. Father, I thank You that You just come and touch every person's life this morning. Here, dat U net elke persoon se lewe, Here, sal kom aanraak vanmôre, Here. Vader, dankie dat U ons vanmôre net nader aan U kan trek, Here. Vader, ons weet dat wanneer ons nader aan U trek, Here, dan trek U nader aan ons, Here. We just want to press into Your presence this morning, Father, and say that we need You, Lord, and that we love You, Father, and that we want to be in Your presence. Dat ons 'n behoefte het vanmôre, Here, om gemeenskap met U te hê, Here, om in U teenwoordigheid te wees, Here. Vader, dankie dat wanneer ons in U teenwoordigheid is, Here, that all the troubles of this world just fades away, Father, because there's nothing better and there's nothing more than the presence of the Holy God. We declare Your holiness this morning, Lord. Ons verklaar U heiligheid vanmôre. Want U is heilig, Here. U is heilig vanmôre. Dankie daarvoor. Ons dankie, Here. Dankie dat ons nou kan kom en U kan kom loof, Here. We just want to declare the goodness of our God to this world. Ons wil U kom loof, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Maar ek wil vanoggend bietjie met ons gesels oor aanbidding. En die van julle wat die, wat hulle mense noem, advertentietjie gesien het, van vandag sal seker gesien het, daar staan, wat is aanbidding? Sien, as ek mense vra, wat is aanbidding, of die Engelse woord is, what is worship, dan sal 'n mens baie verskillende gedagtes en idees kry oor wat is aanbidding, en nie een van hulle is noodwendig verkeerd nie, maar ons kom nie altyd by die essence uit, van wat aanbidding is nie. Maar voor ons kan verstaan oor wat is aanbidding en waaroor gaan aanbidding, moet ons eers verstaan wat het gebeur met ons by wedergeboorte. Het iets by ons gebeur en dit is dat ons het almal priesters geword. So in die Ou Testament was die Lewiete was die priesters gewees, hulle het die priesterlike amp aangedra, maar vandat ons die Nuwe Testament het en Jesus vir ons gesterf het op die kruis en hy opgestaan het en ons tot wedergeboorte kom, dan sê die woord vir ons is almal priesters. 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. So ons word as lewende stene, elkeen van ons word in hierdie geestelike huis wat Christus se liggaam is, word ons almal ingebou. Jy sien, die kerk is nie 'n gebou nie. Ja, ons het 'n gebou waar ons by mekaar kom en ons aanbid, en is goed om 'n gebou te hê en om dit af te sonder vir die Here, en al die goeders is goed. Maar op die einde van die dag, die kerk is lewende stene, dis ek en jy, wat die liggaam of die kerk vorm. Ons is die eklesia, ons is die kerk. 'n heilige priesterdom. So ons is 'n heilige priesterdom.
om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. So ons is 'n lewende stene in hierdie geestelike huis. Ons is 'n heilige priesterdom en wat moet ons doen? Ons moet geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. In die Engels sê dit so mooi, sê you also are lively stones are built up to a spiritual house and a holy priesthood to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Met wie praat hy? Praat met sy wedergebore kinders. Jy sien, ek en jy are walking meeting places tussen God en die wêreld. Want ons dra die teenwoordigheid van die Here in ons. In 1 Petrus 2 vers 9 sê hy, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. In die Engels skryf hy so, hy sê, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who have called you out of darkness into his marvelous light. Jy sien, wanneer ek kan nie anders as om hom te wil loof, wanneer ek besef, he called me out of this place called darkness, and he has now placed me into his marvelous light. Dan kan ek nie anders as om vanoggend hier voor te gestaan het en saam te sing, en saam te dans, en saam te doen, te sê, Here, ek kan nie net loof nie. Because you have done such great things for me. In Openbaring 1 vers 6 sê hy, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. So hy het ons gemaak konings en priesters. Jy sien, want hy sê in Handelinge 17:24, hy woon nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon nou in my en in jou. Ons is die lewendige stene. Nou wat was die werk van 'n priester gewees? Jy is nou 'n wedergebore kind van die Here, hy het jou priester gemaak. Wat was die werk van die priester gewees? Onder andere in die Ou Testament, as ons gaan kyk aan Deuteronomium 10 vers 8 sê hy, in die tye het die Here die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die Here te dra. So hulle moes die verbondsark dra en voor die aangesig van die Here in sy diens te staan. So hulle diens gedoen aan die Here en in sy naam te seën tot vandag toe. So wat is my werk as 'n priester? Dat die verbondsark gedra, in other words, to carry the presence. Jy sien omdat Jesus in my woon, omdat die Gees van die Here in my woon, waar ek beweeg, dra ek die teenwoordigheid van die Here saam met my. I was called to be a priest, to carry his presence. Dan sê hy, om diens te doen. In Engels is to minister to God. How do I minister to him? I minister to him through worship. Ons gaan nog 'n bietjie kyk wat is worship. So, ek dra die teenwoordigheid and I minister to my God through worship. En dan sê hy, en in sy naam te seën, dan word ek met 'n seën wees vir die mense rondom my. Dis my amp as priester. Nou, as ons na die woordjie worship kyk, dan kan ek dit in 2 deel. Dis worship. Worship. Met ander woorde, ek beskryf waarde. Ek gee waarde aan iets. I'm saying this is worthy worship. Dit het waarde. So die aarde kyk na my aanbidding en sê, wanneer ek Paul sien aanbid, dan sê ek, dis hoeveel God vir Paul beteken. So die wêreld kyk na jou en hulle sê,
O ja, Shirley, ek sien hoe aanbid jy die Here. Dis hoeveel God vir jou beteken. I can see it in your worship. Die hemel kyk na my aanbidding en hy sê, oh, that's how much the gospel, die evangelie, that's how much the gospel and the cross is worth to him. Dis hoeveel waarde, julle sal onthou, ek het verlede week vir julle gesê, ons moet weer waarde heg aan ons wedergeboorte. Ons moet weer waarde heg aan die feit dat die Here ons gered het. You need to attach value to it. En hier kom het nou weer, die hemel kyk na jou aanbidding en sê, dis hoeveel waarde jy heg aan die evangelie en die kruis. Die werk wat Jesus vir jou gedoen het. Jy sien, aanbidding demonstreer waarde. Worship demonstrates value. So what is worship? So wat is aanbidding? Aanbidding is love expressed. Liefde uitgedruk. Ek druk my liefde uit, dis wat worship is. Love expressed. See, express, die woordjie express beteken to convey a thought or a feeling in words or by gesture and conduct. Dis wat daai woordjie express beteken toe ek sê betekenis gaan opsoek. So it's to convey, om oor te dra, 'n gedagte of 'n gevoel in woorde of gestures of 'n manier hoe ek myself hanteer en myself gedra. Dis wat express beteken. So what is worship? It is love, die liefde wat ek vir my heiland het, expressed. Dis wat aanbidding is. In Exodus 20, waar ons lees van die 10 gebooie, vers 2 sê hy, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, or what is in the water underneath the earth. Thou shalt not bow down thyself. Nou wanneer ek daai woordjie in die Hebreëus gaan opsoek wat sê, thou shalt not bow down thyself, is dieselfde woordjie wat die Hebreëus gebruik vir worship. So nou wat beteken worship? Worship beteken to bow down thyself. Dis wat worship beteken. Ons sal nou verder daarna kyk. To serve them, nor serve, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon to the children, upon the third and the fourth generation of them that hate me. So wat sê die Here vir ons? Hy gee ons 'n opdrag om te aanbid. Want hy sê, jy sal niemand anders aanbid nie. Jy sal net die Here aanbid. Ons het 'n opdrag om te aanbid. Worship. Wat doen dit? Dit sê, ek sê daardeur, God, you are worthy to receive my adoration. My verwondering, Here. U is waardig to receive my appreciation, my dankbaarheid. Dis wat worship beteken. Beteken, hy alleen is waardig om my adoration te ontvang. Niemand anders nie. Hy alleen of my dankbaarheid te ontvang. So ek sê, he is worthy of it. In Job 37:14 sê die Here vir Job, hy sê, luister hierna oor Job, staan stil en gee ag op die wonders van God. Jy sien, wanneer ek stil staan en ag gee op die wonders van God, wat hier om my aangaan, dan kan ek nie anders as om te sê, u alleen is waardig nie. You alone are worthy. Kyk mooi wat sê hy in Psalm 19 vers 1. Hy sê, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Daar's min plekke soos die Karoo,
as dit donker maan is, waar jy kan opkyk na hierdie Melkweg en sê, the heavens declare the glory of our God. Hallelujah. Hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Ons in die stad mis baie uit op daai ene. Ek seker maar hoekom die stad Sodom en Gomorra genoem word. Net 'n grappie. OK. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. U is waardig, want U het alles gemaak. In die Engels van vers 10 en dan weer 11 sê hy, the 24 elders fall down before him that sat on the thrones, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. For thy pleasure. Sien hierdie elders, wat hulle krone gekry het by die lam, weet dat daai krone was net genade. Het was nie omdat hulle so grand was nie. Wat maak hulle van daai kroon? Hulle gooi dit voor sy voete neer. En hulle gaan lê letterlik op hulle aangesig en sê, U alleen is waardig. Jy sien, dit is wanneer ek worship, when I acknowledge that Christ alone, that God alone is worthy of my worship. Nou die Hebreëse woord vir worship is shakwa, wat letterlik beteken bow thyself down. Nie toe nog ons worship beteken ons moet liedjies sing. Worship beteken bow thyself down, shakwa. Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat is dit? Wat is worship dan nou? This complete submission to God. Every area of my life. I submit unto Him. Elke area van my lewe. Wanneer ek dit myself in elke area van my lewe ondergeskik stel aan sy autoriteit. That is worship. En ek demonstreer dit wanneer ek myself neerbuig. Dan sê ek, U is waardig, Here. Jy sien, ek kan alleenlik aanbid as ek erken dat hy koning is en dat hy heerskappy oor my lewe waardig is. Jy sien, baie van ons sukkel om heerskappy heeltemal oor te gee. Ek moet op die punt kom as ek regtig wil aanbid om te sê, Here, U is waardig van die heerskappy van my lewe. En waardig is dat ek my aan U onderwerp. Dan kan ek aanbid. Wanneer ek sy waardigheid om myself ondergeskik te stel aan hom verstaan en erken. I can only worship God if I recognize that He is the King and worthy of lordship and worthy of my submission. Sien, when I say He's Lord, beteken dit hy is Heer oor my lewe. Psalm 95 vers 6 sê, kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Wat sê nou eintlik? Laat ons aanbid, let's worship. Worship beteken om te buk, te buig. Maar sê, laat ons neerbuk en laat ons op ons knieë gaan. So eintlik is amper asof hy 3 keer sê, worship, worship, worship. Hoekom? Jy sien, laat die postuur, of the posture van my liggaam, die postuur, of the posture van my hart weerspieël. So,
as ek so maak voor die Here, moet dit 'n weerspieëling wees van wat in my hart aangaan. Buig voor hom neer. Aanbid hom, want my hart is vol van dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. Jy sien, die kruis was die houding of die postuur, of the posture. Van God se hart teenoor my en jou. That was his posture. Dis die postuur wat hy geneem het, was 'n refleksie gewees van sy hart vir jou. Die evangelie is 'n demonstrasie van God se liefde vir die mensdom. En daarenteen is aanbidding, nou is my posture, of my postuur vir my liefde vir my God. Dit demonstreer my liefde aan hom, wanneer ek my liggaam gebruik om hom te aanbid. Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en van die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Jy sien, ek kan vandag besluit, Here, U beteken so baie vir my. U is so waardig. So kom ek my knie voor U buig. En dit is 'n refleksie van my liefde vir hom. Maar waarvan die woord daar praat, is wanneer hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, ook sal besef dat hy God is. En hulle knie dan sal buig, maar dit sal te laat wees. But they will admit that he is God. Nou die Griekse woord, nou kan ons in die Nuwe Testament, die Griekse woord vir aanbidding is proskuneo. En dit beteken letterlik to blow kisses. Mooi, né? Ek onthou toe ek so op 'n stadium oor see moes gevlieg het, want Marlies my by die lughawe afgelaai. Dan gaan jy deur sekuriteit, en nou kan sy nie meer saamgaan nie, nou staan sy die kant, en ek staan daai kant, maar ons kan mekaar nog sien. Dan kan ek blow kisses. Why? Because I love her. I'm gonna miss her. Dit is nou sleg, ek moet nou vir 'n klomp dae weggaan sonder my vrou. En so is dit om vir Here te sê, Here, I just love you. Dit beteken ook to prostrate. Wat letterlik beteken om op jou aangesig voor die Here te lê. Soos iemand die op die mat op sy aangesig voor die Here kom lees, heeltemal Bybels vir. So mense nou gedink het, dis die Nuwe Testament, dit moet net so erg wees as die Ou Testament. Die Ou Testamentiese woord net beteken to bow. Maar hoeveel meer genade het ons nie gevind in die Nuwe Testament nie. So ek kan myself in laag neer lê voor sy aangesig. Die woordjie beteken also to adore. Om reverence te hê vir hom. Dis wat worship is. Ek lees hier die woordjie in Matteus 2 vers 2, waar die wyse manne gekom het gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en ons het gekom om hom hulde te bewys. In Engels sê, to come to worship him. To proskuneo. Om liefde vir hom te wys. Onsself laag neer te buig voor hom. And to adore him. As hy mooi liedjie wat sê, oh come let us adore him. That's what we want to do. Aanbidding is ons reaksie op wie God is, wat hy gedoen het en wat hy in die toekoms nog sal doen. Is ons reaksie op wie hy is, wat hy gedoen het en wat hy nog gaan doen.
Aanbidding is ons, wat ons liefde aan God gee. Hoekom? Want 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief. Hoekom het ons hom lief? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, ek kan nie iets gee wat ek nie eers ontvang het nie. En daarom wanneer ek by die kruis kom, en ek kom by wedergeboorte, dan ontvang ek hierdie liefde van Jesus. En hy omvou my in hierdie liefde. En dan kan ek nie anders as om te sê, Here, ek wil net hierdie liefde aan U teruggee nie. Want ek is gemaak om liefde te ontvang en om liefde te gee. My hart loop oor van my liefde vir U. I just want to express my love to you. Woorde ontbreek, my aksies ontbreek. Alles ontbreek, dit is so limited in hoe ek voel om U te aanbid. Voel so asof ek net nog, Here, just a little bit more because I just want you to be a little bit closer. Jy moet net nog 'n bietjie nader kom. Jy net nog 'n bietjie lief hê. Ek gaan vra daar soos hy slides het julle dit net vir my aan opsit as ek sê. As 'n pastoor met die naam van Zach Nees, so ek het hierdie by hom gekry. Love plus no expression. It's not worship. I need to express my love. Ek kan nie net vir my vrou sê, nie my hart, ek is lief vir jou. Maar ek wys dit nooit vir haar nie. I need to express it. En vir haar wys ek is lief vir haar. Sy dink natuurlik as ek die skorrelgoed was, dan wys ek my love, maar ek weet nie so lekker. Gotta express my love. Love plus no expression is not worship. Volgende een expression, but no love, is performance. Kan baie mooi performances opsit. Die mense kan hande klap, kyk net hoe mooi en hoe goed sing. But if there was no love, just performance. Die volgende een, submission. Baie mense submit met zero liefde in hulle hart. It's only an action. And that's religion. Ek sal die aksies doen, maar is nie uit my hart. Dan is dit maar net religion. So wat is worship dan? Worship is liefde. Liefde is, of worship is hierdie liefde wat ek express. Worship is to submit to His Lordship. And because I'm submitting to His Lordship, and I'm expressing my love, dan is ek besig met aanbidding. If we understand it, that it's an expression of our love, we understand why we worship. Ons voel nie altyd om te aanbid nie. But love is not a feeling. Love is a decision. Ek moet al voel ek nie nou lus nie. Want ek sê, Here, omdat U is, omdat U waardig is, omdat U 'n groot werk in my lewe gedoen het. Here, maar sê I love you. Ongeag hoe ek voel. Ek tussen die vloer en die politoer voel, maak dit nie saak nie. Still express my love to Him. Johannes 4:23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek die mense wat hom so aanbid. In Engels sê, but the hour cometh and now is when the true worshippers, Griekse woord daar's proskyneitis, wat beteken adorer. Dit beteken die mense wat die Here aanbid. When the true worshippers, 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 the true
Dis wat 'n worshipper is 'n adorer. Somebody that adores him. And the true worshippers, the adorers, shall worship in spirit and in truth. Hoe doen ek dit? To express real love. Express real love. By submitting unto him. Waar aanbidding moet liefde hê, moet expression hê, moet submission hê unto his lordship. Markus 12:30. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dis die eerste gebod. Soos hy sê, jy moet die Here lief hê uit jou hele hart, al jou liefde en al jou passie moet daarin wees. Met jou siel, jou wil, jou drome, jou persoonlikheid, dis waarmee ek hom moet lief hê. Met my verstand, dis my gedagtes, my verbeelding, ek moet hom daarmee lief hê. Met my krag is my aksies. Doe so ek die Here lief het. Met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, my krag. Nou waar kom musiek dan nou in? Jy sien musiek, hande ophef, hande klap, dans. Dis nie worship nie. Dis 'n manier waarop ek my liefde uitdruk. It's the vehicle that I use to express my love. And music is a great expression and vehicle to worship with. Dis kom die Here dit vir ons gegee. Sien, musiek is baie kragtig. Dit's 'n baie kragtige instrument, omdat musiek beweeg my siel. Dit beweeg my gees. Dit beweeg my liggaam. Sien, ek is ook 'n drie-eenheid. Ek is 'n gees en ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Hierdie drie-eenheid van my word beweeg deur musiek. Wanneer worship musiek begin speel, dan begin my gees te beweeg, want my gees wil connect met hom. En dit spoor my siel aan om te sê, why don't you submit yourself? En wanneer die siel van my begin submit, dan sê hy vir die liggaam, kom in lyn. Kom buig jouself neer voor die koning van die konings. Nou Lord, gaan hierdie drie-eenheid van my kommunikeer, die drie-eenheid van die Hemel, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Dis wat musiek vir my doen. It's a wonderful vehicle to worship God with. Worship is to describe worth. So ek kan hier staan en ons kan die woorde opsit. En ons kan sing, worthy is your name. Wonder of Paul lang gaan preek vandag. Jesus, worthy. Die stryk is afgesit, ek kan nie onthou nie. Is your name, Jesus, worthy is. Wonder wat my vrou uitgehaal vir lunch vandag. Jesus, worthy is your name. Wonder waar ek by anders vandag. I could be present, but I could be totally absent. I can engage myself and I can say, I love you, Lord, and I lift my voice. Dit kom met die hart uit. Dit is net woorde nie. Regtig, Lord, I love you. Ek hoef dit nie eers te sing nie. Ek kan net hier staan en sê, I love you, Lord. I love you, Father. Jy is so lief, Here, dankie. Dankie vir dit wat jy by my beteken, dit wat jy vir my gedoen het. Just can't express enough how much I love you, Lord.
then I'm worshiping. Or I can put song to it and say, I love you, Lord. En dan kan ek vir Krishna vra, want ek kan nie klavier speel nie. En ek kan vir haar vra, wil jy vir my speel? I love you, Lord. En sonder om het eers te sing, kan ek net na die musiek luister. En I can add my voice to it, kom ons sing het saam. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. If your heart was connected to what you said and what you showed, dis ware aanbidding. Dis wat die Here vir ons sê, hy sê, die Vader soek hulle wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Hoeveel keer sing ons nie net die liedjies, just because it's on the board. En volgende wil ek hê ons moet na nog 2 voorbeelde van worship kyk. Openbaring 4 vers 8 sit dit vir my op die bord asseblief. En die 4 lewende wesens het elkeen van homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Baie keer vra mense, hoekom herhaal julle dit so baie? Ek het dit regtig al gehad. Dan sê ek, daar is die voorbeeld. Dan wil ek graag die skrif aan wat sê, die ydelle herhaling. Dan sê ek, wanneer dit vir hom is dit nie ydel nie. I can hold back and say, I love you, Lord. Sien, as dit met my hart uit is dit nie ydel nie. Ander mense se opinie wil jou nie wat tel nie. Dit is net God se opinie wat tel. Hy sê, jy is 'n koningskind, jy is my kind. Neem jou gedagtes gevange, gehoorsaamheid in die woord en werp elke ander gedagte uit wat nie van my af is nie. God doesn't want you to feel like a failure. That's the enemy, that's not God. Thank you, Jesus. Here, ek bid in die naam van Jesus nou, Here, dat jy genesing bring oor elke persoon that is struggling with this thing in his heart. I failed. Thank you, Lord, that you bring restoration, you bring a new mind, that you come through, Father. Restore your people, Lord. Maar stel die mense, Here. Ons is meer as oorwinnaars, sê die woord. More than a conqueror. Ek hou van die woord, hy sê more, meer. Jy is net 'n conqueror, you are more than a conqueror. Through Christ Jesus, that's the key. Through
Christ, my King. So we worship you and we honor you and we give you glory and praises and honor. But Father, it's from my heart, from my siel en my gees, Here, from my heart, Here, that I'm declaring this morning, Lord, that I love you. And that I'm declaring this morning, Lord, that you are worthy. And that I'm declaring this morning, Lord, that I'm thankful, Lord, for the work that you've done in my life. Yes, Here, so kom ek ook vanmôre en ek kom spreek met 'n seën uit, Here. Vir elke persoon in hierdie plek. Vader, dankie dat hulle ingang en hulle uitgang geseën sal wees in Jesus naam. Vader, dankie dat hulle bakskottel geseën sal wees, Here, dat U die een sal wees wat sal voorsien in die naam van Jesus. Vader, dankie dat hier mense sal wees wat sal maai waar hulle nie gesaai het nie. Vader, dankie dat goedheid en guns ons sal volg elke dag van ons lewe. Bly die bloed van Jesus vir elke persoon in hierdie plek. Dankie dat U engele aangaan en elkeen bevel gee, Here. Loof U daarvoor. Dankie vir ons gemeente, Here. Dankie vir elke een wat hier is om hierdie te assosieer hier, Here. Dankie dat U guns op hulle rus. Vader, dankie vir die herlewing wat U stuur. Elkeen van ons lewens, Here, maar ook in ons dorp en in die omgewing. Loof ons U naam in Jesus naam. Amen. Amen. Daar sê ek baie dankie almal. Geseënde dag verder vir julle. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy